Soms wonder ek en jy wat ons moet bid en hoe ons moet bid en ek hoor baie keer mense sê vir my, maar hoe moet ek bid vir iemand wat siek is en hoe moet ek bid vir iemand wat deur 'n moeilike tyd in sy lewe gaan of 'n deurbraak soek? En ek sal baie keer vir mense sê dat die woord van die Here is nie 'n toorboek nie. Ek kan nie die Here manipuleer met skrif nie. Die skrif wat ek gebruik, die skrif wat ek deurgaan, selfs skrif wat ek bid, moet uit verhouding kom wat ek het met die Here. En die Here Jesus kom en hy leer vir ons 'n wonderlike gebed. Ek wil amper sê die begingebed, die fondasiegebed in Matteus 6. Ook dieselfde gebed word heel in die begin van Lukas 11 vir ons herhaal. En wanneer ons kyk na hierdie gebed, moet ek en jy besef dat hierdie gebed is gebore vanuit die troonkamer van ons hemelse Vader. Dat ons Here Jesus Christus het self ook gebid. Want ek hoor mense sê vir my, maar ek het nou die Heilige Gees in my. Het ek nog nodig om te bid? Ja, ek en jy het nodig om te bid. Hoekom? Want die Here Jesus Christus het ook die Heilige Gees in hom gehad en hy het nog steeds gebid. En daar's baie skrif daarvoor. Ek dink aan Markus 1, vers 35 staan daar, en vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Dieselfde ook in Matteus 14:23 sien ons hy het laat in die nag gebid. Dan sien ons ook in Lukas 6 vers 12, voor Jesus sy disippels gekies het, het hy 'n nag in gebed deurgebring. Ek wil jou dan vandag kom bemoedig. Kry jou kommunikasie, jou bid, jou praat met die Here reg. Ons gaan in hierdie journey saam wees, wat die Onse Vader aanbetref, en ek wil jou uitnooi, en ek hoop ek sien jou volgende keer, wanneer ons verder oor die Onse Vader met mekaar gaan deel.